Baie welkom aan elkeen van u vanoggend by hierdie byeenkoms. Hier is omdat ons vanoggend 'n doop het, is hier ook heelwat gaste wat vanoggend saam met ons hierso kuier en ek wil vir elkeen van u wat vanoggend dalk hier so is vir die eerste keer wat net kom inloer of wat nuuskierig is, ek hoop dat jy vanoggend ongelooflike belewenis saam met ons sal hê by hierdie byeenkoms. Dis my gebed ook vanoggend gewees dat jy vandag sal net kan kom rus vind hierso, en net sal kom rustig raak, hier in die einde van die jaar, ons is so besig, en dat iets daarvan, van daai rustigheid, sal kan deurkom vandag. So, haal asem, ontspan, en terwyl ons so ontspan, ek wil net een ding vir u vertel, voor ons aangaan met met die rest van die afkondigings. Van tyd tot tyd, sê ons, maar sê net bietjie hallo vir die ou langs jou. Weet groet hom net bietjie, hoor net bietjie wat sy naam, en ek wil net vir u vertel wat gebeur het een Sondag. Voor jy dit doen, dan gaan ek vir vertel wat gebeur het. Hierso het 'n senior lidmaat van ons het hier gesit in die gemeente en 'n jong man wat het langs mekaar gesit en hulle het mekaar gegroet. En hulle het in die gesels geraak en die uitloop daarvan was dat die jong man by die senior lidmaat gaan eet het vir middagete. En hoe mooi is dit, nê, dat gelowiges so kan saam wees en sê, maar kom ons gaan kom eet sommer by my vanmiddag. Dan leer ons mekaar ken. Maar kom ons gee geleentheid om net, sê net vir die ou langs jou, ons is toch boeties en sissies vir mekaar, net hallo vanoggend. As jy nou besluit het om saam te eet en jy ten min kos KFC het, gewoonlik specials, so jy kan maar net daar gaan stop. Gemeente, op 'n meer ernstiger noot ook vanoggend, wil ons oor meelewing gesels en in heel eerste wil ons net sê dat ons het al so baie afgekondig hierso van Tannie Willie Wiebenga wat ernstig siek is in die hospitaal, intensief uit die hospitaal uit. En sy is gistermiddag, gister is sy oorlede, en ons voorsien dat die begrafenis teen Woensdag, Donderdag sal wees. En almal wat daardeur geraak word, hy's Boland, weet ek, sy was ook 'n groot legende gewees, sterkte vir die heelword proses, wat nou voorlê. Henty van Vieren het ook verlede week ligte beroerte gehad, en het gaan ook wel baie beter met hom, en ons wil vanoggend vir hom hierdie blomme gee. So ons hoop dat jy dit sal geniet en as 'n blyk van ons meelewing van ons gemeente af. Ons gaan vanoggend die doop bedien aan Lisa Marie Goody, dis die dogtertjie van George en Valerie. En dit wat jy vanoggend gaan sien, die doop op sigself is 'n wonderwerk, nee, dit is iets moois. Maar ek gaan later vir Valerie geleentheid gee om ook net Lisa Marie se storie te vertel. Want dit is 'n dogtertjie wat ook by die dood gaan omdraai het. En maar sy sal later vir julle self vertel wat Lisa Marie se storie is. Ons gaan later by die doop uitkom. Die kollekte vandag gaan vir die diakonale kas en dan by die deure vir die instandhouding van die erediens. En dan gemeente, soos jy weet altyd, Andries kan ons net gou weer my skerm kry, gesels ons net vir so 2 of 3 minute oor die geloofsfamilies en wat dit behels, en ek wil vanoggend vir Rosel geleentheid gee. Sy gaan net iets deel wat al belewennisse is oor die geloofsfamilies. Sy gaan dit kort doen, het sy gesê, en daarna sal ons aangaan met die res van vanoggend se verloop. Jy kom best aan. Môre almal. Wikus en Louise, Anina, Zanel en Hannes, Pietman en Elsje, Yvette en Biagio, Marie, Johannes, Martinet, Fanny en Elsabeth, Rian en Helene, Marike, Marna en Lucas, Roan en Annemarie, Bram en Nadine, Jacques en Katri, Johan, Teresa en Henty,
Miller en Hanrey, Dolf en Elisma, Ilse en Tertius, Lise, Hannes, Marilee en die kleine Elnetjie, Attie en Isel, en meer onlangs ook een Melanie en hulle 2 seuns, Liam en Alexander. Dit is mense saam met wie ons die laaste 6 jaar ons lewe kon deel in geloofsfamilies. Maar jy kan my nou op 2 maniere verkeerd verstaan. Ek bedoel nie dat die doel van 'n geloofsfamilie is om net om mense te ontmoet nie. Ek bedoel ook nie dat die doel van 'n geloofsfamilie is om net by nog 'n kerkaktiwiteit betrokke te raak nie. Nee. Vir my is 'n geloofsfamilie eerder 'n deel van my lewe waarin ek met ander gelowiges wat mettertyd tog vriende raak, kan bid, kan uitpak, kan vra vir hulp, maar daarom ook kan help, kan kuier, die Here kan dien, die Here kan leer ken, en ook sy wil vir ons lewe kan leer ken. Saam met al hierdie mense wat ek vir jou genoem het, kon ek sien hoe God mense gebruik. Die manier wat ons vir mekaar in nederigheid kon intree, is iets wat ek vir niks verhuil nie. Ek glo daarom dat ons liefde vir mekaar 'n manier is wat ons die evangelie uitdra. Dankie, Rosel. Rosel is jong werkende en sy het 'n dogtertjie, Francine, en dit is vir hulle ook moontlik om, of dit was nie vir hulle moontlik om alleen deur ook 'n tyd te gaan in hulle lewe sonder 'n geloofsfamilie. Dankie vir jou bydrae en getuienis vanoggend. Hoe word jy deel? Daar's 2 maniere. As jy geloofsfamilie wil begin, dan stuur jy 'n e-pos vir Jenny, en dan sal ons van daar af werk. En as jy wil deel word van 'n groep, daar teen die konsistorie, daar waar die ouderlinge by mekaar kom, is daar 'n lys. Sit jou naam daarop. En vir almal wat belangstel, die Dinsdag, die 11de November, dit is nou eerskomende Dinsdag, om 7:30 is daar geloofsfamilie toerusting. Vir almal wat 'n groep wil begin, of wat genooi is, of wat 'n fasiliteerder is, ons nooi jou 7:30 om saam met ons te kom, net te kom dink oor hierdie dinge en te kom toerusting kry. En dan is daar net 'n foutjie in die blaadjie. Prof Cassie se toerusting is Maandag die 10de. Nou, dis môre aan die 10de. Soos dit in die blaadjie ook is, maar daar's 'n dubbel herhaling daar in die blaadjie. So Prof Cassie se Maandag, geloofsfamilie toerusting Dinsdag. Kom ek verduidelik vir julle hoe vanoggend se verloop lyk. Ek gaan vir ons afhanklikheid van die Here verklaar, ek gaan ons die seën uitspreek, dan gaan ons die Here loof en prys met sang en lied. Met Psalm 92 vers 1 en 2, baie bekende Psalm, lied 205, ook 'n baie bekende lied. Dan gaan ons bly staan, gaan ons geloof bely. En dan gaan ons oorgaan om die doop te bedien. Die verootmoedigingsdiens of die wetgedeelte is verweef in ons preek vandag, omdat ons ook Eksodus 20 aanraak, die 4de gebod, wat sê dat ons die Sabbatdag moet heilig. Dan gaan ons by die woordverkondiging kom, 'n gebed, ons gaan die kollektes gee, dit gaan vir die diakonale kas, en dan sing ons slotsang en die wegstuur, net dat daar duidelikheid is oor wat ons vandag doen. Gemeente, ons kan niks sonder onsself doen nie, en daarom kan ons vanoggend in afhanklikheid voor die Here kom en sê dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 92 vers 1 en 2, en dan direk daarna lied 205 vers 1 en vers 3, en kom ons staan as ons hierdie sing, en ons sing dit uit volle bors, dit is 'n geleentheid vanoggend, ook vir lofprysing, en dan daarna bely ons algemene enige geloof.
O, is jy reg? Ekskuus, ek sien hy het getwyfel. My fout. Kom ons sing verder. Gemeente, omdat ons God ons Vader noem en omdat ons sy kinders is, kan ons as sy kinders vanoggend ook as deel van ons lofprysing sê hoe en hoekom ons en wat ons glo as ons sê ons glo in God die Vader. En jy kan in jou hart hierdie woorde saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kom maar sit. Ons gaan nou oorgaan om die doop te bedien ook aan Lisa Marie. Nou gemeente, voor ons dit doen, gaan ons kortliks net hoor waaroor gaan die doop, wat is die inhoud van die doop, en dan sal ons daarna die doop bedien, en dan ook net Lisa Marie se storie hoor, wat ek glo aangrypend is vanoggend. Jy kan weer vir my op my bord sit, dankie Andries. Nou, gemeente, die doop bestaan hoofsaaklik uit 3 hoofpunte. En ons gaan by die tweede hoofpunt gaan ons kortlik iets verwys, maar daar's 3 liedere wat die werk van die Vader, Seun en Heilige Gees, wat dit doen met die doop, wat dit baie mooi uitspel. En ons gaan dit sing as ons by daai gedeelte kom terwyl ons sit, en dan gaan ons aangaan met die dankbaarheid gedeelte en 'n bietjie gesels ook oor die kinderdoop vanoggend. En wat die Here daaroor sê. Maar kom ons luister. Wat is die leer van die doop? Ons kan dit vasvat in hierdie 3 hoofpunte: sonde, verlossing en dankbaarheid. Nou, ons was van geboorte af, is ons vol sonde, en die enigste manier hoe ons by God kan wees, hoe ons weer in 'n verhouding met hom kan kom, is wanneer ons weergebore word, en geestelik weergebore word. Dit leer ons by die doop, met die water wat wys hoe vuil ons is, hoe vol sonde ons is, en dat ons redding buite onsself moet soek, en vir God moet klein word hiervoor. Nou, ons wil skoon wees, ons wil in 'n verhouding met God wees, en ons kan onsself nie skoon maak, en onsself nie red nie, en daarom soek ons 'n redder,
wat ons hiervan kan verlos. En dit bring ons dan by die verlossing gedeelte. Die doop wys aan ons dat Jesus Christus ons van ons sondes verlos het en dit af was. As ons nou gaan doop, en dit gaan jy sien ook, dan doop ons gewoonlik in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil net iets vasvat oor die Vader, want dit wat ons sing oor die Seun en Heilige Gees, word baie mooi vervat ook wat ons in die formulier kry. Nou die Vader rig 'n verbond, 'n genadeverbond met ons op. Hy het dit met Abraham gesluit. Ons sal dit nou weer hoor, nee. God sê omdat hierdie verbond hier is, wil hy ons God wees en daarom is ons sy kinders en sal ons alles erf wat hy vir ons beloof. En dat God sê hy versorg ons met alles wat ons nodig het. En wanneer daar kwaad in ons lewe gebeur, dan gebruik hy dit vir die goeie. Kom ons sing nou direk na mekaar. Psalm 105 vers 5, dit gaan oor die verbond. Lied 292 vers 1, dit gaan oor die Seun se werk en Lied 292 vers 2 gaan oor die Heilige Gees se werk by die doop. En dan ons bly so sit en dan gaan ons aan met die dankbaarheidsgedeelte. En so die Seun gee vir ons die verlossing en omdat ons skoon gewas is, wil die Heilige Gees in ons kom bly. Kom ons gaan oor na die dankbaarheid gedeelte. Wat sê dit vir ons, nee? 'n verbond of 'n belofte wat die Here met ons oprig, bestaan uit twee dele uit, tussen die Here en ons. En as ons dan doop, dan sê die doop dat ons aanhou gehoorsaam moet wees aan die Here. Ons moet hierdie drie-enige God van wie ons nou gehoor het, Vader, Seun en Heilige Gees, vertrou, lief hê met ons hele hart, siel, verstand en met al ons kragte. Ons moenie meer sondig nie en ons moet lewe soos kinders van God, net soos wat hy wil hê ons moet lewe. En dit gebeur baie keer. Ons het dit ook al baie gesê deur die verloop van ons prediking hierso, dat ons baie keer sonde doen. Maar dan is die doop ook 'n oproep om te sê, ons moenie aanhou sonde doen nie, nee, ons moet ophou en ons moenie twyfel in God se genade nie. Die doop verseker aan ons dat God 'n ewige verbond of 'n verhouding met my en jou het. Kinders verstaan nie al hierdie dinge nie. Maar dit is nie 'n rede om hulle nie te doop nie, want sonder dat hulle dit weet, het hulle deel aan die sonde van Adam, maar ook sonder dat hulle dit weet, het hulle deel aan die verlossing en die genade van Jesus Christus. God het vir Abraham 'n belofte gegee, dat hy 'n verbond of 'n belofte tussen God en Abraham en al die mense na hom sou maak, en dit sluit my en jou in. En hierdie belofte
is dat hy vir ons 'n God sal wees. Kyk wat staan daar, Genesis 17 vers 7. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou, nageslag en hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Petrus sê dieselfde. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Handelinge 2 vers 39. Vroeër is die kinders besny, as 'n teken van die belofte wat God gemaak het. Jesus het ook tyd gemaak vir die kinders, hy het sy hande op hulle gelê en hulle geseën. So die doop is nou die nuwe teken van die belofte, dat God ons syne gemaak het. So by die doop sê God, en dit is die mooi wat ons moet raak sien vanoggend ook, jy is my kind. En die ouers maak ook 'n belofte, dat hulle vir Lisa Marie, soos sy groter word, al hierdie dinge sal laat leer en self sal leer. Ek gaan nou vra dat Valerie en George hier voorkom staan, en Ian en George Jr., julle is ook baie welkom om hier voor te kom staan. Gaan ek vir ons die vraag vra, en dan gaan ons vir Lisa Marie doop, dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ek vra dat ouma Anneleen vir ons die Bybel ook oorhandig, en daarna gaan Valerie net vir ons vandag Lisa Marie se storie met ons deel. George en Valerie, ons en ons kinders word in sonde ontvang en gebore, en ons ken die gevolg van die sonde. Bely julle dat Jesus ook vir hulle sondes gesterf het, en daarom as lidmaat van die gemeente behoort gedoop te word. Bely en glo julle dat dit wat ons in die Ou en die Nuwe Testament leer, wat in die artikels van die geloof staan, en wat hier in die Christelike kerk geleer word, die ware leer is van ons redding in Jesus Christus. En beloof julle, en neem julle self voor om vir Lisa Marie, waarvan julle die pa en die ma is, wanneer sy dit kan verstaan, en die leer wat ons hier genoem het, sal onderrig en sal laat onderrig, tot die beste van julle vermoë. Wat is julle antwoord? Gaan ek vra dat Lisa Marie ook, sien sy sommer hier voor, lekker naby, dat sy ook vorentoe kom. Lisa Marie Goody, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sit net so, dan gaan ons ook nou saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, al die eer, al die lof, kom U toe vandag. En ons as kinders wil dit vir U kom sing. En daarom wil ons dit volgende in ons lied ook doen. Elke keer as ons sing, wil ons sê, U is groot, U is almagtig. Heilig, heilig, heilig is die Here. Vader, U is getrou. As ons sien hoe U al vir soveel jare 'n pad geduldig met ons stap. Hoe U 'n belofte gemaak het, dat U ons as U kinders wil maak. En hoe U ons verhouding met U herstel het in Jesus Christus. Sodat U in ons woon en dat U elke dag saam met ons gaan. Here, dan besef ons net weer opnuut, dit is genade, dit is in hierdie dinge, dit is in hierdie wete, dat ons rus kan vind. Vader, ons het vanoggend ook hierdie belofte gesien wat U gemaak het. Iets prakties om te sien, hoe lyk dit wanneer ons vuil is. Ons kan sien hoe lyk dit wanneer U vir ons 'n teken gee van water, waar U ons mee skoon was, sodat ons voor U kan staan en sê, Here, aanvaar my as U kind. Nie oor wat ek doen nie, maar oor wat Jesus vir my gedoen het. En dit het ons vanoggend gesien ook in Lisa Marie. Vader, ons wil kom bid vir George en Valerie, en vir klein George en vir Ian, wat ook hierdie taak het om nie net vir Lisa Marie te leer wie hy is nie, maar ook vir haar te wys wie hy is. Dat hulle Jesus Christus sal navolg, en dat hulle vir haar sal leer wie hy is en wat hy gedoen het, en dat hulle vir Jesus Christus in hulle lewe sal kan raak sien. Vader, U gee vir ons altyd monumente of pilare waarna ons kan terugkyk. U het dit gedoen met Israel, reg deur die trek in die woestyn, reg deur ons lewe, en vanoggend is hier weer so 'n pilaar, weer so 'n herdenking
aan wat U doen. Mag ons altyd terugkyk, elkeen van ons, na ook die tyd toe ons gedoop is. Dat U eerste gekom het en uitgereik het na my toe en gesê het, maar ek wil jou God wees. En U het dit volgens ook gedoen vir Lisa Marie. U het gesê, ek wil vir jou 'n God wees. Ons wil bid vir haar geloof. Ons wil bid dat sy sal opgroei en dat sy U sal ken. En dat sy op 'n punt sal kom waar sy verantwoordelikheid sal neem vir haar eie geloof. En dat sy nie net haar ouers sal dank nie, maar dat sy die eer en die lof en die dank sal bring vir U wat ons nooit los nie, wat altyd 'n pad met ons stap. Dankie dat U vanoggend weer hierdie belofte, hierdie seël, hierdie teken vir ons gemeente ook kom wys het. Ons dank, ons loof en ons prys U. Amen. Ek vra dat ouma Anneleen. Ons het 'n gewoonte hierso by ons gemeente om vir elke kind wat gedoop word 'n Bybel te gee en ons weet hulle gaan nie nou al dit kan lees nie, maar eendag sal hulle kan lees en ek wil net vir haar vra om saam met klein Ian dit nou ook vir haar te gee. Ek het genoem in die begin dat hierdie wat u vandag hier so sien is 'n wonderwerk. En ek het Valerie het my gister gebel te vra sy wil ek nie net vir julle vertel wat met haar gebeur het nie, wat haar storie is. En sê ek Valerie, ek dink jy moet dit self doen uit 'n ma se oogpunt uit. Hallo julle, dit is vandag 'n vrolike dag vir ons. So ek het gesê ons gaan nie hartseer dinge praat of so nie, maar ons dogtertjie is nou so bietjie meer as 4 maande oud en sy het toe sy 2 maande oud was, het haar hart gaan staan op pad na die hospitaal toe in die ambulans. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil nie die negatiewe dinge vandag sê nie. Ek wil praat oor die dinge waaroor ons kan dankie sê. En ek wil vandag ons getuienis deel en die getuienis wat ons het om te deel is die getuienis wat sê hoe wonderlik het is dat ander Christene 'n mens kan ondersteun wanneer jy self nie meer krag het nie. Toe ek met haar in die hospitaal was, sy was vir 3 weke in die intensiewe eenheid, in die volwasse intensiewe eenheid in Cape Gate en sy is later oorgeplaas ook na Christian Barnard Hospitaal toe. Het ek aan die begin, nadat haar hart gaan staan het en mens beleef het baie intens as jy sien jou kind is besig om dood te gaan, was dit vir my baie moeilik dat ek nie kan bid nie. En ek het vir die Here gesê, Here help my, want ek weet nie wat om te vra nie. En 'n vriendin van my het toevallig daai aand 'n boekie uit haar rakkie uitgevat en sy het na die hospitaal toe gekom en sy het vir my 'n boekie gegee en die boekie se naam is, dit is 'n Engelse boekie en dit gaan vir ma's wat bid vir 'n kinders. En ek het vir myself gesê, al kan ek dit in my hart sê nie, gaan ek nou maar die gebede lees en probeer vir die Here so vra wat ons versigtinge is. En in die Bybel staan, ek wil net vinnig vir julle hierso lees. Daar staan, die Gees staan ons ook by in ons swakheid. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons en met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. Ons het in die hospitaal was het sy gemiddeld 13 keer 'n dag op haar asemhaal en dit was baie moeilik geweest om te bly glo dat alles gaan goed uitwerk. En omdat mens self te swak is om te bid, het die Here en ek is seker hy het 'n leerskare van mense aangeraak, het hy mense gestuur na ons huis toe met bakke kos. Ek was die hele tyd by die hospitaal, ons gesin is versorg vir weke aan een. Hy het vreemdelinge opgekommandeer om aan die deur te kom klop en bakke kos af te lewer. Hy het mense wat nog nooit met my gepraat het, wat ek nou nog nie weet hoe hulle lyk nie, het vir my ge-SMS met ondersteunende Bybelverse. Mense van die gemeente het gebel. Hulle het ons gedra deur hierdie tyd. Dominee Reinhold was by ons gewees en ek onthou spesifiek die dag wat hy daar was 'n baie moeilike dag want ons het moeilike besluite geneem het op daai dag en ek was stikkend gewees en hy het gekom en dit wat hy gedeel het met ons en in sy gebed,
En die feit, hy was self met ons hartseer en hy het saam met ons gehuil, het vir my ongelooflik baie beteken. Dit het vir my gevoel asof hy 'n stuk van my seer saam met hom gedra het. En ek het kon teruggaan na haar bedjie toe en ek het in my binneste gevoel, dit gaan oukei wees. En die boodskap wat Dominee Reinhold daai dag gehad het, dit het gegaan oor die dogtertjie wat siek was en wat Jesus gesond gemaak het. En hy het toe gesê, die dogtertjie het later in haar lewe dood gegaan. Sy het op daai stadium gesond geword. Die Here het haar toe gesond gemaak, maar sy het wel dood gegaan soos wat ons almal gaan doodgaan. En om een of ander rede het daai woorde soveel rustigheid by my gebring. Toe ek geweet as die Here haar moet kom haal en dit is haar tyd, dan berus ek al by. En ek wil nou nie verder oor hierdie dinge praat nie, maar ek wil wel sê dat die Here het soveel mense oor ons pad gestuur. Elke persoon wat in die hospitaal gewerk het, van die suster in die pediatrie sal tot die manlike susters in die intensiewe eenheid wat Indiërs was, reg uit Indië uit. Hulle het uitgestap en dan elke keer as hulle in die kamer inkom, dan sê hulle, I'm praying for your baby. Asof die Here deur hulle vir my sê, jy kan nie self bid nie, maar ek sal bid vir haar. Die dames wat die kos aangedra het ingekom, dan het hulle gesê, I'm praying for your baby. Soos asof hulle geweet het, ek kan nie self bid nie. So vandag, het ons die dag wat ons sê, dankie Here. Sy is nou bietjie meer as 4 maande oud, en sy is 'n wonderlike dogtertjie vir ons, en ons is baie geseënd. Maar ons wil ook sê dankie aan elkeen van julle, en aan almal wat ons so ondersteun het. Elkeen wat gebid het, al was dit net in die kerk, terwyl Dominee ons naam genoem het, ek dink die Here luister na elkeen se gebed. En ek en my man en ons hele gesin het dit ervaar, dat die Here stuur gelowiges om mekaar te ondersteun, en ek wil vir julle sê, dit maak 'n verskil. Vir die wat seer kry en die wat swaar kry, daai oproep, daai SMS, daai ek bid vir jou, dit beteken baie in moeilike tye. So ons sê vandag dankie vir die Here, en ons wil sy naam groot maak, en ons wil sê, Here, baie dankie vir alles wat U vir ons gee, en dankie vir wonderlike gelowiges en mense wat vir mekaar omgee. En dit is dit. Valerie, baie dankie vir dit wat jy gedeel het met ons vanoggend. Ek waardeer dit. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 6 en ook Eksodus 20. Kom ons maak by Lukas 6 op, ek sal vir ons Eksodus 20 lees. So vanoggend tematies kyk na die ritme tussen werk en rus en wat die Here daaroor sê. Kom ons lees eers Lukas 6 vers 1 tot vers 11. En dan direk daarna gaan ek vir ons Lukas 20 die 4de gebod vir ons lees. Kom ons kyk wat sê die Here in Lukas 6. Een keer het Jesus op 'n Sabbatdag deur Gesaaides geloop. Sy disippels het are gepluk en dit met die hande uitgevrywe en geëet. Toe sê 'n paar van die Fariseërs, waarom doen julle iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie? Jesus antwoord hulle, het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger gekry het nie? Hy het die huis van God binne gegaan en die offerbrode geneem en geëet en ook aan sy manne gegee. Tog is niemand behalwe die priesters toegelaat om daardie brood te eet nie. Verder sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here oor die Sabbat. Op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sou gesond maak sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die gebreklike hand gesê, staan op en kom staan hier in die middel. En hy het daar kom staan. Toe sê Jesus vir hulle, nou vra ek julle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. Hy het dit gedoen en sy hand was gesond, maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. Saam met dit
net Eksodus 20, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, dis vers 8. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Ons fokusgedeelte volgende is Lukas 6 vers 5. As hy verder sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here oor die Sabbat. Nou gemeente, dit is vandag 9 November 2014. En dis typies die tyd van die jaar waar 'n mens goed hoor soos, nee wat, die jaar is verby. Of dis nou maar net kop af en vorentoe tot die vakansie. En dan leef ons vir die vakansie wat voor lê, net om volgende jaar Januarie weer die redreis te begin, om 9 November 2015 weer dieselfde te voel. En so gaan ons jaar na jaar aan. Hoekom is en bly ons so moeg en so onrustig? Ek dink een van die groot redes is omdat ons verleer het om te rus, nee. En so wat ons vandag hier sou hoor, om 'n sabbatsrus te vat. Nee, en ek wil vir jou verduidelik vanoggend, nee, want Sabbat, ons lees baie daarvan in die Bybel, dit beteken rus, nee, 'n diep vrede. En vanoggend gaan ons kyk, hoekom het ons dit nodig? Waar kan jy dit kry? Hoe kan jy dit doen? Nee, ons gaan deur die Bybel rondblaai, jy gaan sien, ons gaan in Genesis begin, tot in Hebreërs, gaan ons deurblaai vanoggend, en ons gaan kyk na, wat sê die Here oor werk en rus? Eerste plek, hoekom het ons dit nodig? En nou, die antwoorde is als jy in Lukas 6, en ons gaan so 'n bietjie rondblaai, en aanvanklik gaan jy dink, Reinhold, waarmee is jy besig? Nee, want jy maak so, op die einde van die dag, gaan dit so maak, en ek hoop dat jy dit ook so sal sien, vandag. Jesus en sy disippels het in die land geloop, net deur gesaaides, en hulle het are opgetel, het uitgevryf, skoongemaak, en het geëet. Nou, volgens die Joodse Mishnah, of die Joodse Sabbatsonderhouding wette, hulle het ongelooflik baie reëls gehad, en hulle het 39 kategorieë, verskillende kategorieë gehad, van hoe om die Sabbat te onderhou, en hierso is Jesus en sy disippels alweer besig, om hierdie Fariseëse reëls, die Sabbatsonderhouding, te verbreek, nee. Men, hulle is besig om te oes, besig om te sif, besig om kos voor te berei. Dis alles dinge wat teen die Sabbatsonderhouding wette was, nee. So dis sommer 'n mondvol verkeerde dinge wat hulle doen. Maar kyk bietjie, nee, baie mooi na Jesus se antwoord aan die Fariseërs, nee, want in albei hierdie gedeeltes, en ek gaan dit nou weer sê, tel mens dit nogal op, dat Jesus sê, omdat ek gekom het, is die Sabbat nie verby nie, nee, daai rus, nee, daai ding wat God ingestel het in Genesis, dis nie verby nie, ons moet net anders daarna kyk, nee, want die Sabbat wys na my. Ek is Here oor die Sabbat, en dit is hoekom hy sê in vers 5, die seun van die mens is Here oor die Sabbat. Nee, Sabbat het nou 'n ander betekenis, dit gaan nou oor my, en ons gaan ons hierso in detail ingaan. Hoekom het ons Sabbatsrus nodig? Weet jy, ek en jy sukkel vandag geweldig baie om af te skakel en 'n ordentlike diep rus te kan vat. Ons leef in die era van, ek het dit nou direk vertaal, werkolisme. Nee, alkoholisme, iemand wat verslaaf is aan drank, ons is verslaaf aan werk vandag, nee. Ons het bitter min balans tussen werk en rus, en ons dra die gevolge. Daai prentjie wat ek aan die begin gewys het van die ou wat so moeg is deel van die gevolge. Nou, Tim Keller, ek dink baie van julle ken hom, een van my groot mentors, het bietjie navorsing gaan doen en het 4 tendense geïdentifiseer wat vandag 'n geweldige groot rol speel in 2014 oor hoe ons werk en leef, wat 'n rol speel in hoekom ons nie kan rus nie. En ek wil dit met julle deurgaan, hierdie 4 tendense wat 'n groot rol speel. Nommer 1 is werksekuriteit.
Ek dink ons almal besef wat dit behels, maar dalk verduidelik ek vir jou. Jy moet vandag eintlik baie meer as jou kant bring in jou werk. Anders verloor jy net eenvoudig jou werk, nee, daar's 'n ry mense en as jy nie jou kant bring nie, dan kom die volgende ou in. So jy moet baie harder werk om jou werk te behou. Dis 'n tendens en ek dink ons almal sit hier mee, ons sien dit, ons hoor dit by mekaar, dis deel van ons lewe. Die volgende ene is jy kry mense wat in besighede, kom ons vat 'n besigheid, nê. Topbestuur kry ongelooflik baie geld, nê. Maar daai ongelooflik baie geld kom met 'n ongelooflike prys, nê. Wat dit behels dat daar verwag word van jou om baie meer tyd in te sit as die ander, baie harder werk, later werk, tyd van die huis af weg. Dit is die verwagting vandag. En die mense onder in die besigheid kry heelwat minder geld, nê. 100 tot 200 keer partykeer minder geld. En die gevolg is daarvan dat hulle op 'n tyd kom in die maand wat daar nog baie maand oor is en min geld oor is. So hulle moet dan ander werke kry of dubbelwerke doen. En die gevolg is dat arm en ryk mense oorwerk is. Nog 'n tendens is tegnologie, nee, speel 'n groot rol. Tegnologie maak dit moontlik vandag om op enige plek te kan werk. So nou werk ons oral en altyd. En die laaste tendens wat hy noem, en ek dink is 'n baie belangrike tendens, is wat gee betekenis aan jou lewe. Daar was 'n tyd wat jy geïdentifiseer was of wat jy gedefinieer was as jy's 'n goeie pa, nee, vir jou gesin. Jy's 'n goeie versorger vir jou gesin. Jy's 'n goeie ma vir jou gesin. Jy het 'n werk gekies om jou gesin te versorg. Die fokus was op die familie gewees, byvoorbeeld. Maar vandag word jy gedefinieer deur die tipe werk wat jy kies om te doen en hoe jy dit volhou, nee, en of jy dit kan bybring. En jy word gedefinieer nie deur wie jy is of hoe 'n familiemens jy is nie, maar deur watter werk jy doen en kan jy dit volhou. Speel 'n rol in hoekom ons sukkel om te rus. En ek gaan nou vir julle sien hoekom ons dit nodig het, nee. Nou die hele idee van sabbatsrus is nie ewe skielik 'n nuwe antwoord op hierdie probleme of hierdie tendensie wat ons nou hierso genoem het nie. Dit is 'n oerou beginsel. Genesis 1 en 2, nee, as jy kan terugvat sien toe, dis waar dit begin het, nee. God het dit ingestel. En net dat jy kan net om jou te herinner, Genesis 1 en 2 het God ingestel nog voordat daar enigstens sonne in die wêreld was. Het hy gesê daar's 'n ritme tussen werk en rus, en hoe belangrik dit is om te rus. So werk is nie die probleem nie, God het gewerk. Dis die afwesigheid van hierdie diep rus wat die probleem is. Maar dit is, as ons praat van fisiese rus, nee, van jou werk, om af te vat van jou werk, nee, ons gaan op vakansie en so. Maar daar's 'n ding onder hierdie onrustigheid wat ons beleef, nee, wat ons die eintlike onrustigheid noem, nee. Daar's 'n die Sabbat speel nog 'n baie dieper rol as net fisiese rus. En volg my hier sodat jy kan hoor wat ons nou vir mekaar hierso sê. Agter hierdie hele ding van dat ons wil hard werk, nee, ons is gedryf, nee, en daar's niks fout met om gedryf te wees nie. Hoor my baie mooi vanoggend. Jy gaan nou sien wat die punt is. Ons kan nie nee sê nie. Ons wil perform, nee, ons wil meer hê. Ons wil maarder wees, ons wil inner wees, ons wil mooier lyk, nee. Lê daar 'n baie diep onrustigheid binne in ons wat veroorsaak of dit veroorsaak, en dit is die feit dat ons onsself konstant probeer bewys. Dis die onrustigheid waarvan ons praat hier vanoggend. Ons probeer onsself konstant bewys vir onsself, vir ander mense en vir God, nee. En kom ek verduidelik vir jou. As jy vat, nee, dink aan die Fariseërs, nee, wat ons in die Bybel van lees. En ook sekulêre mense wat nie in God glo nie. Albei van hulle werk vanaf dieselfde basis. Godsdienstige mense, en ek praat van mense wat sê jy moet die wet onderhou, jy moet so en so en so maak, dit en dat doen, dan sal jy reg wees met God. Die basis is dieselfde, want godsdienstige mense sê, ek moet myself bewys, nee, ek moet hard werk by die Here. Ek moet dinge doen, dan sal ek in 'n verhouding met hom kan wees. Sekulêre mense wat nie in God glo nie, gaan van dieselfde basis af, nee. Ek moet hard werk, nee. Ek moet myself bewys voor mense. Ek moet myself bewys by my werk, nee. Ek moet bo uitkom.
dit is die goed wat ons eintlik moeg maak nie. En dit veroorsaak daai onrustigheid. Dit is wat ons eintlik moeg maak. En dis hiervan waarvan ek en jy eintlik rus nodig het. En ons gaan nou sien, wat is dit? Jy kan op 6 weke vakansie 'n jaar gaan. Maar as hierdie ding, hierdie diepe rus wat ons nodig het, nie aangespreek word nie, bly ons moeg. Dan bly ons, kom by 9 November en dan voel ons soos wat ons voel. Ons het dit nodig. Waar kry jy hierdie rus? Waar kry ons hierdie diep sielerus? En nou gaan ons 'n paar lyne trek. In vers 3 en 4 gebruik Jesus die voorbeeld van Dawid, wat ons lees van 1 Samuel 21, waar hy by die priester Ahimelek kom en dan is hy honger, hy en sy manne is honger, hy is besig om vir Saul te vlug, en dan sê hy vir die priester, geef my asseblief van die brood, en dan vat hulle van die heilige brood, die brood wat in die tabernakel, in die heilige gedeelte gestaan het, wat aan God geoffer was, 1 keer 'n week het hulle dit dan neergesit, en net die priesters kon daarvan geëet het, So, Jesus gebruik 'n voorbeeld hier deur te sê, maar Dawid het die seremoniële wette en die reinheidswette waarvan ons nou gepraat het, hy het dit oortree, en het niks van gekom nie. In 'n oogwink, het niks van gekom nie, hy het dit gedoen en het niks van gekom nie. So, as julle my wil beskuldig, moet julle voorganger, koning Dawid, ook beskuldig. Hy het ook verkeerd gedoen, Maar hoekom gebruik Jesus hierdie voorbeeld? En luister mooi. As God die seremoniële wette, hierdie reinheidswette, al hierdie dinge waarvan ons lees in die Bybel, wat die Fariseërs so sterk aan vasgehou het, as God dit in 'n oogwink net so kan uitskuif en iemand kan verskoon, dan beteken dit mos dat dit tydelik is. Dat dit wys na iets meer permanents, na Jesus Christus toe. Van die morele wette, daarvan word ons nie verskoon nie. Nergens in die Bybel lees jy dat dit maar alright is, jy's moeg, is maar alright om moord te pleeg, of is maar alright om op jou vrou te verneek nie. Daar goed bly, maar die seremoniële wette, die reinheidswette, al hierdie reëls wat hulle gehad het, wat ons van in die Mishnah lees en in die Talmud, die Here sê, dis tydelik, dit wys na iets anders, dit wys na iets meer permanents, dit wys na iemand wat dit kan vervul, en dis ek, en dit is hoekom hy in vers 5 kan sê, die Seun van die mens is Here oor die Sabbat. Al daai reëls en wette wys na my toe. Ek is die Here oor die Sabbat. Sabbat gaan nie oor onderhouding van wette en reëls nie, dit gaan oor my, En gemeente, kom ons dink gou vir 'n oomblik, wat sê Jesus hierso as hy sê die Sabbat gaan oor my? Ek is Here oor die Sabbat. Alleen in my kan jy rus kry, alleen in my kan daai diepe onrustigheid wat ons beleef, kan dit stil gemaak word, want die sê die Here dit, ek is die Here van rus. Ek is die Here van rus. Hoe is Jesus Christus die Here van rus? Kom ons trek 'n lyn deur. En ons kyk na 2 gedeeltes. Eerste een is Genesis 1 en 2. God het die wêreld geskep, en na elke keer wat hy iets geskep het, dan sê hy, ek het daarna gekyk en dit was goed. En dan heel aan die einde, nadat hy alles geskep het, dan sê hy, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed gewees. Dit is baie goed gewees. En op die 7de dag, dis 2 vers 2, was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hoe kan God rus? Ons lees toch dat hy word nie moeg nie, hy raak nie uitgeput nie, hy raak nie afgemat nie, hy kan mos nie moeg word nie. So, wat beteken dit as God sê, maar hy het klaar gewerk en toe het hy gaan rus, daar moet 'n betekenis daarin lê. Want rus vir my en vir jou beteken om oor ons moegheid te kom. Maar God het na alles gekyk en gesien dit is baie goed en daarna het hy gerus. Nie omdat hy moeg was nie, maar is die ding, omdat hy tevrede was met sy werk. Dit is wat rus beteken, is om heeltemal tevrede te wees met wat gedoen is.
Dis afgehandel. Dis klaar, nee. Jy sit moes 'n ding neer sodra jy tevrede is daarmee, 'n werksprojek of wat ook al jy doen. As jy tevrede is daarmee, dan sit jy dit neer en sê, dis goed. Nee, God het gesê, ek kyk na alles, ek het alles gemaak, nee, en ek gaan nou rus, want ek is heeltemal tevrede met wat gedoen is. En dan gaan ons na Hebreërs toe. Ek gaan nou die lyne sien. Hebreërs 4 vers 9 en 10. Sê in die verband, nee, die Hebreërs skrywer is besig om vir ons te sê wat dit behels om 'n Christen te wees en hoe om in Jesus Christus te glo. En dan sê hy hierdie uitspraak. En jy kan Hebreërs 4 gaan lees. Daar wag dus steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Nou, hierdie is 'n ongelooflike ding om te sê, nee, want wat beteken dit om 'n Christen te word? Nee, daar's baie maniere, maar dit is iemand wat na jou eie werke kyk op dieselfde manier as waarna God na sy werk gekyk het. Om na jou lewe te kyk op dieselfde manier as waarna God na syne kyk. Wat hier gesê word is, deur Jesus Christus, nee, want hy praat hier van Jesus Christus, hy praat van die evangelie. Deur Jesus Christus kan jy na jou lewe kyk en na jouself kyk en sê, dis goed. Hier kort niks meer nie. Dis afgehandel. Al die werk wat ek moes doen is klaar gedoen hè, en juist daarin vind ek my rus. Ek hoef niks meer te doen nie. En gemeente, hoe op aarde is dit moontlik dat jy niks meer hoef te doen nie? Die Fariseërs was kwaad geweest. Jy lees dan in vers 11, nee. En dis, as jy vers 11 en vers 5 in verband bring met mekaar, dan sien jy dat die Fariseërs kwaad was, omdat hy in die eerste plek hierdie wette oortree het, maar in die tweede plek, omdat hy gesê het, en dit kom daarop neer, God het die Sabbat ingestel, ek is Here oor die Sabbat, dit beteken, ek is God. Nee, hy het gesê, hy is die seun van God, ek is God. En aan die kruis, want hulle het nog gekruisig daaroor, en dis die ding, hoor mooi, raak rustig, aan die kruis, was daar 'n onrustigheid gewees. Daar was trane, daar was 'n worsteling, daar was uitroep, nee. Jesus het daai onrustigheid beleef van hoe dit voel as God sy rug op jou draai. As God jou verlaat, nee. En daardie onrustigheid was by hom gewees, maar hier's die ding. Christus het daai onrustigheid wat hy beleef, omdat hy perfek volmaak, die seun van God was, God self was, het hy daai onrustigheid gevat, nee, en hy het dit op hom geneem. En kyk hierso, wat was sy laaste woorde? It's volbring. It's finished. It's afgehandel. It's verby. It's genoeg. Niks meer nodig nie. Ek is tevrede. Sien jy die lyn tussen Genesis en Hebreërs in die kruis? Jesus het die lewe gelewe wat jy moes lewe, hy het die dood gesterf wat jy moes sterf, nee. Hy het daardie diep onrustigheid, daai ding wat ons eintlik moeg maak, nee, het hy op hom gevat. Sodat ek en jy in hom kan rus vind. So om 'n Christen te wees beteken, ek rus totaal in Jesus Christus se rus. Nee, daai is genoeg. Is klaar. Niks meer nodig nie. Ek rus nie op my werke nie, maar op Jesus Christus se werke. Vader, aanvaar my, nie op grond van wat ek doen nie, maar op grond van wat Jesus Christus gedoen het. Jy sien, en dit wat gebeur het, nee, is, God het ons onrustigheid. Daai, ek moet myself bewys vir God, nee, ek moet die wette gehoorsaam, ek moet myself bewys vir myself, ek moet myself bewys by die werk, in die samelewing, in die kultuur, met my vriende. Hy het daai onrustigheid gevat, en hy het dit op Jesus Christus gesit. En dit wat Jesus Christus gedoen het, het hy gevat, en hy het dit op jou gesit. So God kyk nou na jou deur Jesus Christus en hy sê vir jou, dis goed. Dis afgehandel. Alles wat jy moes doen is klaar gedoen en as jy dit snap, wat nou net hier gebeur het, dan maak dit jou iemand bitter spesiaal. Kosbaar in God se oë. Nee, God is stil tevrede oor jou.
Want in Jesus alleen kan jy rus vind. En dit is hoekom hy ons uitnooi in Matteus 11 en sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Eers as jy dit snap, sal jy nou kan rus vind. En sê jy nou kan ons nou gaan en kyk, maar wat dissiplines is daar wat ons moet gebruik om, hoe moet ons die Sabbatsrus sien? Wat moet ons daaromtrent doen? Nee. En dis 'n paar praktiese idees. En ek moet vir julle sê, voor ek begin daarmee, ek dink die Jode het dit baie makliker gehad, want hulle het 'n stel reëls gehad. Boe, iets wat jy doen, dit wat jy kan doen. Ons het nie vandag dit nie. Dit is baie moeiliker, dit is baie gevaarliker, want nou behels dit dat ons onsself kan oorwerk op die dag wat ons moet rus. Weet, en dan moet mens by sê, wat het ek hier geskryf? Jy sien, dis nou as jy by naambaat notas maak met jou pen. Weet, wanneer is jou rusdag? Myne is definitief nie vandag nie. Dis 'n vol 12 uur werksdag vandag. Maar hier by Dinsdag of Woensdag of Maandag dan vat ons 'n rus, nee. Maar hoe doen jy dit? En kom ons raak nou ernstig prakties hierso. Kom ons kyk na 2 innerlike dissiplines wat jy moet dink, en daar's baie meer. Ek sê dit weer, daar's baie meer. Ons kyk na 5 uiterlike dinge wat jy kan doen. Nee, net dissiplines, riglyne, dinge wat ons kan sê, maar oorweeg dit wanneer ons dink aan Sabbatsrus. Deur die man se hand te genees, hoor baie mooi, in Lukas 6. En dan sê Jesus daarso, moet mens goed doen of kwaad doen op die Sabbat? Met ander woorde, hy sê nie, omdat ek hier is daar nie meer 'n Sabbat nie, ek het dit vroeër ook gesê. Maar ons sien dat hy herstel op die Sabbat nie. Hy genees die ou se hand. Op 'n paar ander plekke ook in die Nuwe Testament doen hy dit nie. So hy het dit kom herstel. So watter dissiplines van herstel kan ons dan in plek sit, sodat jy weet waar jy jou Sabbatsrus kan kry en hoe jy te werk kan gaan, sodat jy vir jou werk kan sê. Want hy so hele paar Sondag terug het ons, toe ons die wet gelees het, Sondag 4 gedoen, en toe sê ons, dit is in plek sodat jou werk nie jou baas word nie. Nee, so wat sit jy in plek, sodat jy vir jou werk kan sê, jy is nie my baas nie. Want deur 'n dag af te vat, wys jy vir hom, jy is nie my baas nie. En hierso is dit, kom ons kyk, 2 innerlike, 5 uiterlik. Weet, nee, maak dit vas in jou kop, dit Sabbatdag, nee, die Sabbat, nee, daar's 'n dag van rus, en as jy daai dag van rus vat, dis 'n dag van verlossing. Hoekom sê ek so? Kyk wat sê Deuteronomium 15 vers 5. Jy moet onthou dat jy was self 'n slaaf in Egipte, nee. Slaaf het nie rusdag gehad nie. Hulle het gewerk. So as jy nie kan nee sê nie, as jy nie kan ophou werk nie, as jy van dag tot dag net aanhou, dan is jy 'n slaaf. As jy nie kan rus nie, is jy 'n slaaf van mense, jy's 'n slaaf van jou werk, jy's 'n slaaf van jou eie behoeftes, jou eie drywe, nee, jy's 'n slaaf vir die kultuur, jy's 'n slaaf vir die lewensstandaard wat jy wil handhaaf. Ag, jy kan aangaan met wat ons hierso sê. So dis 'n dag van verlossing. Die tweede innerlike ding is, Sabbat is 'n dag van vertroue. Nee, om daai rus te vind en te sê maar, Here, jy moet kan sê, ek is nie God nie. Die wêreld hang nie van my af nie. As ek 'n dag afvat, dinge gaan aangaan. Dinge gaan oukei wees. My familie gaan goed wees, want God is in beheer, ek is nie in beheer nie. Nee, is 2 dinge wat jy moet vasvat. As jy dit kan vasvat, kan ons gaan na die uiterlike dissiplines. En hierso is die een, en ek dink dit is die heel moeilikste een. Ek wil jou aanmoedig, vat meer rustyd. Vat dit net. Dit is die moeilikste een van almal wat ons nou gaan verduidelik. Die tweede een, balanseer jou Sabbatstyd. Sorg dat jy goeders doen wat nie werksverbonde is nie. As jy 'n visserman is, dan gaan jy nou nie vis vang nie, want dit is jou werk, verstaan. Maar kom in kontak waar jy God se afgehandelde skepping kan geniet. Balanseer dit met aanbidding. Nee, dit is wonderlik om 'n rusdag van ons hier so te begin, maar as ek op 'n Maandag of op 'n Woensdag en ek is skuldig hieraan, ek sukkel self hiermee, dit is hoekom ons dit preek vanoggend, ek dink ek sukkel hiermee. Begin dit met aanbidding. Begin dit met die Here.
En balanseer dit en ook tyd ek kry ook tyd vir alleentyd waar jy net die gedagtes in jou kop laat opkom. Nee, daar's 'n Bybelse beginsel daaroor. Die Israeliete moes elke 7 jaar moes hulle die lande laat leeg lê. Hulle het niks geplant nie. Hulle het net toegelaat dat enigiets opkom, nee, op hierdie dag, nee. Laat jou gedagtes net opkom by jou, dat jy dit kan skoonmaak en bring dit voor die Here. Nee, dis net beginsels, daar's baie meer, ons noem net 'n paar. Nommer 3. Wees verantwoordbaar teenoor mekaar oor Sabbatstyd, nee, want ons moet erken, en mense hoor dit, en ek dink omdat 'n mens in ons beroep nie noodwendig gekonfronteer word met goed soos maandeindes of internskap of gemeenskapsjare as 'n dokter waar jy jouself simpel werk nie. Kom maar tye wanneer mens harder werk, nee. Maar kry iemand wat jou verantwoordbaar kan hou sodat jy kan sê dis nou crunch tyd. Ek weet dis nou hardwerktyd, maar hou my verantwoordbaar dat ek my rus vat, nee. Dat ek weer sal normaliseer en kan sê maar ek gaan my sabbatsrus vat, nee. En daar's iets daarvan om hierdie ritme reg te kry tussen werk en rus, nee. Maar dan daai diep rus te gaan kry, nee, waar jy ook in daai alleentyd, wat ek genoem het, in jou aanbidding, net vir uitmaak, wie is ek? Wat definieer my? Definieer my werk my, of vind ek my definisie in Jesus Christus? 4de een, voor ons amper klaar. Beplan sabbatstyd in jou werk. Sorg dat jy by jou werk jouself nie oorwerk nie. Nee, die Israeliete het weer 'n ding gehad, nee, en ons het gelees hierso, dat hulle het nie hulle lande se rande geoes nie, as 'n maatreël, sodat jy jouself nie kan oorwerk nie. Dis 'n gesonde ding, wat geïmplementeer is, nee. En wat is jou rande van jou werk, wat jy nie oes nie? As 'n maatreël wat jy nie jouself wil, of kan oorwerk nie, nee. Dalk moet jy minder doele stel, nee. Dalk moet jy sê maar, minder doele stel, en dit gaan ook vat dat ek nou nie hierdie hoër pos kry nie. En dis okay, want ek het nodig om my rus te vind in Jesus Christus. En laaste een, ons het gemeenskap nodig, ons het dit gehoor, Valerie het dit so mooi gesê ook vandag, nee, maar kry mense van dieselfde beroep, wat in dieselfde rigting as jy is, en dink saam, hoe kan julle jou rus beplan, en hoe kan jy leef vanuit jou rus uit? En dis die laaste ding, en dan ek wil met gooi en hom sê. Ek hoop dat hierdie ding wat ons nou gaan sê, dat dit 'n rustigheid en 'n kalmte in jou lewe sal bring, daar by jy werk, in jou lewe, in jou gesinstyd. En dit is, dat God, wat ons vandag gesê het, is God kyk deur Jesus Christus na ons en sê, jy's goed. Jy het 'n nuwe identiteit. Jy hoef niks meer te doen nie, dis afgehandel. Kom kry daai diep rus wat jy nodig het. Kry dit by my. Kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie vanoggend dat ons kan weet dat U die enigste een is waar ons diep rus kan kry. En Vader, U moet ons vergewe, want ons elke jaar dan het ons goeie voornemens en ons beplan ons rus, en as ons weer sien, dan kom 9 November. As ons moeg en ons is uitgeput. Vader, maar dankie dat U ons vanoggend uitnooi om ons rus te kom vind in U. Dat ons na U toe kan kom, dat U ons uitnooi, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek sal jou rus gee. Dat ons daai diep vrede by U kan kom kry. Here, en ons kom bid, dat ons sal ophou, deur die Gees wat in ons woon, geef ons daai selfbeheersing, geef ons daai dissipline, om op te hou, om onsself te bewys by ons werk, om erns te wil kom, want dit hou nie op nie, Vader, en dit is wat ons moeg maak. Geef ons die vermoë om uit ons rus uit te leef, uit ons rus uit te dien, uit ons rus uit te kan werk, uit ons rus uit goeie dade te kan doen. Want U het daar in rustigheid op U geneem, en U het die verlossing op ons gesit, en dis wat ons nodig gehad het. Here, ons wil as gemeente vanoggend kom bid dat in ons gemeente sien ons dat daar geweldig baie mense is wat ook onrustigheid beleef in terme van siekte of beroerte of dood. Dat ons ook kalmte en rustigheid sal kry, dat ons siele, ons gees kan ons toevertrou aan U.
Want U is in beheer. U is die God wat nog altyd daar was. U is die God wat rus vir ons ingestel het. U het vir ons in Jesus Christus daai rus gegee en laat dit ons tevrede stel. Laat dit ons tevrede stel wanneer ons in die toekoms in die operasie moet ingaan. Wanneer ons in die toekoms hoor dat ons 'n siekte opgedoen het wat ons lewe bedreig. Dankie dat ons vanoggend ook kon hoor hoe Valerie en George vir ons getuig oor wat U gedoen het in hulle lewe. Dat hulle ook kon berusting kry in U. Mag dit ons bly motiveer as medegelowiges om konstant ons rus in U te vind, om mekaar verantwoordbaar te hou hiervoor. Dat ons nie net hier sal kom om te hoor en dat dit net weer by die ander oor sal uitgaan en dat ons nie verandering in ons lewe sal inbring oor dit wat die Heilige Gees vandag op elkeen van ons se harte kom druk nie. Vader, ons kom bid dat ons na mate hierdie jaar dag vir dag einde toe stap, dat ons nie sal vergeet om elke dag te vat vir wat dit is vandag nie. Wat U het vandag gegee, sodat ons U vandag kan volg en dat ons vandag die mense wat oor ons pad kom sal dien. En dat ons nie dit sal verbywens nie, maar dat ons U sal raak sien in elke ding in hierdie lewe. Dat ons nie sal vergeet dat U in beheer is nie. Vader, dit is ons gebed vanoggend as U kinders, ons vra dat U ons sal hoor en dat U Gees ons gebede sal mooi maak, sodat dit soos 'n heerlike geur vir U Vader sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons gee ons liefdesgawes, dit gaan vir die diakonale kas en dan by die deure vir die instandhouding van die erediens en dan sing ons Skrifruiming 1:1 vers 1 en vers 2 en dan die slotseën.
ontvang nou die seën van die Here en gaan verder vandag en gaan dit in rustende vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Gemeente, net 4 dinge wat ek jy moet aan herinner. Nommer 1 is die 23ste November. So oor 2 weke het ons nagmaal en die gedagte is hierdie jaar om as hele gemeente vir 'n slag een keer saam nagmaal te gebruik. So die erediens begin normaal 9:00 en ons gaan almal saam nagmaal gebruik. Daar's nie 2 dienste nie, maar ek wil vir julle vra van die begin af nie. Kom ons sit sommer voor en lekker naby aan mekaar en dan gaan ons as gemeente dan die nagmaal gebruik die 23ste November. Dan die gemeentekamp is 20 tot 22 Februarie. Ek sien daar sal heelwat name op. Dan nog enkele huisies oor. As jy by daai deur uitgaan, daar waar Johan staan, daar's 'n lyste op en jy kan daarso kan jy gaan neerskryf vir kamp en vir huisies. Dis die tweede ding. Die derde ding is die koor gaan optree die 7de Desember met ons kerksangdiens. En daar kort nog mansstemme. Nou, dis maklike liedere. En jy kan Woensdag 7:00 hierso wees wanneer hulle oefen. So die mans, asseblief as jy kan sing, dis maklike liedere. Die boekies vir wat jy sing en ook die CD's met die verskillende stemme is in die voorportaal by Sjoerd en by Michal beskikbaar. En die laaste ding wil ek vir julle voorstel en ek wil graag verwelkom vanoggend hierso vir Gerard Viljoen en vir Marlene Kreer. Hulle sit daar agter en ek wil vra dat julle net vinnig opstaan dat ons net dan sien hoe lyk hulle. Daar's hulle. Gerard en Marlene, hulle sal 'n rukkie by ons, van die Vrystaat Oorendalsrus se wêreld af en hulle het hier by ons kom intrek en hier kom werk kry. En dankie vir julle deelname alreeds en ons hoop dat julle sal inskakel en sommer vinnig sal deel voel van Bellville Oos gemeente. Lekker koffie en tee drink.